Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Woensdag, die 12de November 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrifte vandag sê grondhervorming en SEB, die regering bly verbind tot dit. Nuushooftrekke vir vandag. Huguenot Tunnel gaan vir 'n paar dae gesluit word vir instandhouding. Grondhervorming en SEB sal bly volgens adjunkpresident. Rasool nie meer sy party sy sameroeper in die Weskaap nie. Nagemaakte heuning moet van die rakke afgehaal word. Harde toets wag vir die Bokke teen die Azuris van Italië. Sinner wen Aliassime en naby tenniswedstryd. Die ANC het nie afgewyk van sy resolusie oor grondhervorming sonder vergoeding wat die partye op sy konferensie in 2017 aanvaar het nie, benadruk adjunkpresident Paul Mashatile. Ons het verder gegaan om te verseker dat ons 'n manier het waarop ons kan voortgaan om grond te onteiening, het Mashatile geantwoord op 'n vraag van Brian Molefe, MKP, wat wou weet of die ANC sy standpunt oor grondonteiening sonder vergoeding verraai het. Mashatile het die LP's se vraag in die nasionale vergadering beantwoord. Ons mense het grond nodig en ons sal hulle grond gee, het hy gesê. Hy het ook geantwoord op 'n voorbereide vraag van Dr. John Tlhophe, adjunkpresident en parlementêre leier van die MKP, oor die verwysing van artikel 25 wat gedoen word om grondhervorming te versnel en of die regering beplan om die sperdatum van grondeise van 1913 terug na 1652 te dateer. Die regering bly verbind tot die versnelling van grondhervorming. Die verantwoordelikheid om die grondwet te wysig berus egter by die parlement, het hy gesê. Volgens hom waarborg artikel 257 van die grondwet dat enige persoon of gemeenskap wat na 19 Julie 1913 weens voormalige rasse-diskriminerende wette of praktyke van eiendomopnemings kan aanspraak maak of die eiendom of gepaste alternatiewe vergoeding. Volgens Mashatile is die regering se enigste uitdaging met grondhervorming dat hy stadig aanbeweeg. Ek is bly om te sê, ons sien veel vinnige beweging op hierdie stadium. Ons druk veel vinniger om grond te onteien, gelei wat deur die parlement daaroor besluit is. Op 'n vraag van Bakzolile Ndora, DA adjunkhoofsweep, of die regering gaan wegdoen met swart ekonomiese bemagtiging, oftewel SEB, het Mashatile nee gesê. Daar is geen behoefte om met SEB weg te doen nie en iets anders in sy plek te stel nie. En daar moet seker gemaak word dat dit inderdaad inklusiwiteit verseker en dat ons almal dit wil hê. Volgens Ndora bevoordeel SEB dan slegs sekere mense met politieke bande. Hy wil weet of Mashatile die DA se wetgewing sal steun wat meer inklusief is. Die Huguenot Tunnel gaan vir die volgende ruk snags gesluit word vir verdere herstelwerk nadat in Oktober beskadig is deur 'n bus wat in die tunnel aan die brand geslaan het. Die herstelwerk sal snags op geselekteerde weekdae uitgevoer word wanneer verkeersvolumes histories die laagste is om sodoende ongerieve motoriste te verminder, so lei Sanral se verklaring. Volgens Sanral se raming behoort minder as 10% van die tunnel se verkeer deur hierdie beplande sluiting beïnvloed te word. Die Huguenot Tunnel sal op die volgende dag van omstreeks 2100 uur tot 0600 die volgende oggend gesluit wees, op Dinsdag 25 November, Woensdag 26 November en Donderdag 27 November. Gedurende die tydperke sal die tunnel vir verkeer gesluit wees. Motoriste word aangeraai om ander roetes te gebruik, insluitend die Tooi-Stoofpas wat ongeveer 11 km by die reise sal voeg, so lei die verklaring. Hoewel die bus heeltemal in die brand verwoes is geen van die passasiers beseer nie en het die tunnel se beheervoertuig in die brandweer die brand geblus waarna die tunnel vir verkeer gesluit is. Terwyl inspeksies gevind het dat die tunnel se mure en padoppervlak nie struktureel beskadig was nie, is die muurpanele en die infrastruktuur vir beligting wat onherstelbaar deur die vlamme en hitte beskadig is. Ebrahim Rasool, Suid-Afrika se gewese ambassadeur in Amerika, is nie meer die sameroeper van die ANC se provinsiale taakspan in die Weskaap nie. Volgens Mbalula het Rasool gevra om verskoon te word omdat hy belangrike nuwe wêreldwye pligte het. Rasool sal volgens Mbalula onder meer baie moet reis en sal nie tyd hê om die sameroeper van die provinsiale taakspan te wees nie. Die provinsiale taakspan, soortgelyk aan die van onder meer Gauteng en KwaZulu-Natal, moet die ANC in die Weskaap regryk vooraanstaande jaar se munisipale verkiesings. Rasool se aanstelling is einde verlede maand aangekondig. Mbalula het nie gesê wat Rasool se nuwe pos sal behels nie. 'n bitter ontnigtering wag in Desember op verkopers van nagemaakte heuning. John Steenhuisen, minister van Landbou, het maandag in Kaapstad hierdie waarskuwing gerig.
Beieboere dra volgens Steenhuisen regstreeks en onregstreeks tot werkskeping in Suid-Afrika by, van die beieboere tot die plaaswerkers wat betrokke is by gewasse wat van bestuiving afhanklik is. Bestuiving deur beie in Suid-Afrika dra volgens hom jaarliks meer as 10 miljard rand tot die land se landbou by. Hulle bestuif amandels in die Weskaap, sitrus in Limpopo, macadamias in Mpumalanga en sonneblom in die Vrystaat. Sonder hulle sal winkelrakke nie so vol wees nie, pryse hoër en plaasgemeenskappe sal armer wees. Aangesien daar so groot vraag is daar 'n toename in produkte van baie swak gehalte en soms nagemaakte heuning, sê Steenhuisen. Die Departement van Landbou se Direktoraat van Inspeksiedienste sal in Desember weer 'n operasie uitvoer en sulke produkte uit die winkelrakke verwyder. Die leeu wat sedert vroeg verlede week in Bethlehem omgewing los rondgeloop het, is waarskynlik intussen gevang. Die eienaar van die leeu het hom waarskynlik opgespoor en stil teruggeneem. 'n Woordvoerder van die Dietslabeng munisipaliteit sê die leeu het nog geen vee geëet nie en spore is nog nie weer deur enige iemand opgemerk nie. Dr. Janey Buys, veiligheidskoördineerder van Vrystaat Landbou, sê boere in die distrik het nie weer aangemeld dat hulle tekens van die rondloper leeu gesien het nie. Spore van die leeu is verlede Woensdag op die plase Astral en Rietfontein gevind. Hy het glo onder deur 'n draad langs die N1 gekruip om toegang tot die plaas Astral te verkry. Marie van Sail, mede-eienaar van die Chateau Lodge, 'n wild- en gasteplaas buite Bethlehem, het ook bevestig, dis nie een van hulle leeu's nie. Daar is wel nog ander leeuboere in die omgewing, het sy aan die media bekend gemaak. 'n Sakevrou van Beaufort Wes het 'n saak by die polisie en die dierebeskermingsvereniging aanhang gemaak nadat 'n minderjarige seun haar winkelkat met peppersproei in die gesig gespuit het. Volgens die vrou het die kat Lily rustig teen die muur net buite haar onderneming gesit toe die voorval daar plaasgevind het. Die sakevrou het gister by navraag vertel die effek van die peppersproei het ook almal binne die onderneming laat uithardloop. Sy is met die kat veearts toe. Volgens die veeartsverslag is Lily met anti-inflammatoriese pynmedikasie behandel. Maandag was haar toestand egter steeds kommerwekkend en die veearts het haar op 'n verlengde kursus anti-inflammatoriese middels ook geplaas. Mededingers glo een van die redes agter die onlangse aanvalle op busse in die AB350 bussemaatskappy in dele van die Oos-Kaap. Die departement sê die maatskappye se busse is ook in die verlede in gebiede soos Koffie-Mvaba aan die brand gesteek. Die herhaaldelike aanvalle is nie net 'n misdaad nie, maar ook 'n aanval op die regte en veiligheid van onskuldige pendelaars wat van hierdie dienste afhanklik is om toegang tot werk, skole en noodsaaklike dienste te verkry. Die AB350 busmaatskappy wat 'n toelaag van die departement ontvang, volgens Nkata beskou as reddingsboei vir die gemeenskappe in landelike gebiede in die ooste van die provinsie. Voorheen is ook berig oor aanvalle op Intercape busse in die Oos-Kaap. Intercape het in 2023 selfs 'n hofbevel bekom om owerhede te dwing om die hersiening en verbetering van aksieveiligheidsplanne wat die veiligheid van die Intercape busse en hulle passasiers kan verseker. Intercape wou nie kommentaar lewer rakende aanvalle op sy busse in hierdie provinsie nie. Die arbeidsappel of uitspraak wat die kragrees Eskom toelaat om velkleur bo meriete te stel met die aanstel van persone in senior bestuursposte ondermyn alle beginsels van meriete en werkywer, so sê Eloise Denner, 'n VF+ LP, nadat die hof voorheen beslis het dat Eskom korrek opgetree het toe hy Alwyn Erasmus, 'n werknemer met meer as 30 jaar diens by hierdie nutsmaatskappy, se aansoek om 'n vakante senior bestuurspos enkele jare gelede af te keer omdat hy wit is. Die vakbond Solidariteit het Erasmus in Mei verlede jaar bygestaan nadat die arbeidshof se regter Hilary Rakibie-Naiker beslis het dat die Eskom se optrede 'n onbillike vorm van diskriminasie en 'n oortreding van Suid-Afrika se wet op gelyke indiensnemings was. Die hof het beslis dat die betrokke wet ontwerp is om 'n aangewese groep te beskerm en te bevorder deur voorkeur aan swart mans en vroue te gee. Die VF+ beskou die uitspraak as 'n skending van individuele regte en 'n bevestiging van rasgegronde beleid wat al vir langer as 30 jaar groot en sigbare skade aan Suid-Afrika staatsinstellings en ekonomie aanrig, so sê Denner in haar verklaring. Australië se hoop om vir Will Skelton vir die oorblywende 2 wedstryde op sy jaareindtoer te bereik is verydel nadat die makroslot 'n enkel besering in 'n klap rugbywedstryd in Frankryk opgedoen het. Daar is egter Maandag uit die Aussiekamp gesê dat hy nie beskikbaar gaan wees vir hulle oorblywende toetse teen Ierland en Frankryk nie. Loskakel James O'Connor het Ierland toe gereis nadat hy deur die Engelse klub Leicester beskikbaar gestel is, maar hy sal nie vir die voorbereiding vir Saterdag se wedstryd teen Ierland in die Aviva Stadion in Dublin beskikbaar wees nie. Baie van Australië se beste agterlynbewegings van jare is uitgevoer met die 35-jarige O'Connor op hierdie velde. Carter Gordon het in Udine die nommer 10 trui gedra, maar is in die 53ste minuut weens 'n beenbesering aan die aksie onttrek.
Gordon het weens kommer oor sy besering nie teen Italië pala toegeskop nie, maar sê hy het elke dag beter gevoel en hoop om gouer eerder as later weer die skopkegel in sy hande te kan vashou. Australië is onder groot druk om sy oorblywende 2 toetse die Kastanjes uit die 4 te krap. Hy lê tans 7 op die wêreldrugby se ranglys met Argentinië in die 6de plek. Indien die Wallabies nie onder die voorste 6 spanne tel wanneer die loting vir die Wêreldbeker toernooi op 3 Desember gedoen word nie, sal hulle saam met die Springbokke, All Blacks, Engeland, Frankryk, Ierland of Argentinië in 'n groep moet beland. 12 spelers is Italië, sy 23-tal wat die Wallabies in Udine met 26-19 gewen het, verteenwoordig Engelse en Franse klubs. Dit onderstreep die uitdagende taak wat Saterdag op die Springbokke in Turyn verwag word. Bokke weer kies oorseese spelers, sedert Rassie Erasmus vanaf 2018 in die span se beheer is. Aangesien die meeste van die oorseese bokke boonop in Japan speel, is hulle 'n maand of 2 vroeër beskikbaar gestel vir die bokgroep, wat aan Erasmus hulle genoeg tyd gegee het om hulle kondisionering gereed te kry vir toetsrugby. Ander lande soos Nieu-Seeland dreig weer om die bokke se voorbeeld te volg deur oorseese spelers te kom kies. Nieu-Seelandse kenners meen juist dat die land se beleid om geen oorseese spelers te kies verswak tans die All Blacks se diepte in sekere posisies. So wat 90% van die groep wat die naweek gespeel het, speel al minstens van 2020 af saam. Baie van die spelers is boonop jong genoeg om die Wêreldbeker toernooi in 2031 te kan haal, is gesê. Jace Kupka, die 31-jarige Amerikaner, gaan in Januarie 2026 in 'n sogenaamde promosietoernooi probeer om weer vir LIV Golf se wegbeekreeks te kan kwalifiseer. Kupka het vroeg in 2024 'n ernstige skouerbesering opgedoen en hy kon nie vir meer as 'n jaar golf gespeel het nie. Hy het sover vanjaar 'n wisselvallige seisoen gehad. Ook Anthony Kim is hoopvol om in LIV se promosietoernooi vir volgende jaar se skedule te kan kwalifiseer. Kim het vroeg in 2024 sy loopbaan hervat na 'n besigheid van 12 jaar en het 'n spesiale uitnodiging ontvang om in die LIV-reeks te speel. Hy het voor hy in die LIV-reeks sy terugkeer gemaak het, lank met verslawing en sielkundige probleme gesukkel. Kim is in Augustus uit die reeks gerelegeer na 2 LIV-seisoene. Die LIV-reeks wat onlangs aangekondig het dat dit in 2026 na die konvensionele 72 pytjie formaat skuif, sal Suid-Afrika ook volgende jaar die eerste keer aandoen. Die toernooi sal van 19 tot 22 Maart by Steyn City in Midrand aangebied word. Jannik Sinner van Italië het sy poging om sy titel in die ATP jaareindtoernooi te behou met 'n oorweldigende oorwinning van 7-5 en 6-1 die gekwelde Kanadees Felix Auger-Aliassime begin. Sinner het sy ongelooflike wenrekord op binnenshuise harde bane tot 27 wedstryde verleng. Sy laaste nederlaag op hierdie oppervlak was teen Novak Djokovic in die ATP jaareindtoernooi in 2023. Die Italianer is ook in 'n stryd met Carlos Alcaraz gewikkel om 'n jaar as 'n wêreldnommer 1 af te sluit. Sinner het vandag met 3-0 in die tweede stel voorgeloop en sy teenstander het mediese behandeling vir 'n seer linkerkuit ontvang. Die Duitser Alexander Zverev het Sondag Ben Shelton van Amerika met 6-3 en 7-6 in 'n ander Bjorn Borg groep wedstryd gewen. Al 4 spelers in die groep sal teen mekaar te staan kom met die top 2 wat tot die halfeindronde sal kwalifiseer. In gistermiddag se aksie in die Jimmy Connors groep het Alcaraz vir Taylor Fritz met 6-7 en 7-5 en 6-3 gewen. In die laatwedstryd gisteraand was die Italianer Lorenzo Musetti en die Australiër Alex de Minaur slags gewees. Die uitgetrede voormalige Formule 1 wêreldkampioen Sebastian Vettel sê hy sal bereid wees om 'n nuwe rol in die sport aanvaar, mits dit betekenisvol vir hom is. Vettel wat 4 titels saam met die Red Bull span gewen het laas in 2022 vir Aston Martin gejaag, het met ruiters gepraat gedurende die afgelope naweek se Grand Prix in Sao Paulo, waar sy bewusmaking oor klimaatsverandering bevorder het. Die 4-malige kampioen Max Verstappen het in Junie gesê hy sal Vettel graag terugverwelkom te midde van bespiegelings dat 'n Red Bull se jarelange konsultant en voormalige renjaer Helmut Marko, wat nou 82 jaar oud is, te kan opvolg. Vettel wat in 2010 as 'n 23-jarige renjaer die jongste kampioen in die sport se geskiedenis saam met die Red Bull geword het sy fokus na omgewingsinisiatiewe verskuif. Hy sê oplossings soos sintetiese brandstof, die sport se strewe na netto 0 koolstofvrystellings teen 2030 en volhoubare norme van reis moet geteken word. Die KwaZulu-Natalse veldatleet Douglas Pickard het Saterdag die Sani Stagger sy eerste grys wedloop oor 16 km op die Sani Pass in die suidelike Drakensberge gewen. Die Sani hardloopfees het ook 'n marathon, 'n halfmarathon, bergafwedloop en veldwedlope oor 38 km en 21 km ingesluit. Pickard se wentyd was 1 uur 22 minute en 46 sekondes.
Christy Richards was die eerste vroue kampioen oor die afstand met 'n wentyd van 1 uur, 45 minute en 21 sekondes. Die hoofborg het 'n bonus van R30.000 op die spel geplaas vir mansatlete wat 'n marathon die Sunny Stagger vinniger as 3 ure kon afgelê het. Altesaam 1500 atlete het aan die 5 wedlope deelgeneem. Die feit dat die Proteas 15 jaar laaste toets in India kon wen, is volgens die Suid-Afrikaanse draaibalbowler Keshav Maharaj 'n fantastiese aansporing om die bordjies te vang wanneer die eerste toets Vrydag op Eden Gardens in Kolkata gaan begin. Dit is die eerste keer in 6 jaar dat 'n toets in Kolkata aangebied word en Maharaj verwag 'n tradisionele toetsblad wat nie noodwendig so draaiersvriendelik sal wees nie, soos die geval in die afgelope reeks teen Pakistan was nie. Maharaj, Matusami en Hamer se onlangse sukses in Pakistan is goed vir die gemoed voor Vrydag. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeo vir jou. Jy kan vir Diana of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Die weerberig vir die streek: Messina 2136, Polokwane 1630, Lephalale 2032, Mbombela 1734, Mahikeng 1728, Pretoria 1831. Johannesburg 1730, Ermelo 1228, Galagadi 2435, Gaborone 2031, Richards Bay 1831, Pietermaritzburg 1633, Durban 1828, Port St. Johns 1824, Pongola 1837, Maputo 2135, Bethlehem 1229, Bloemfontein 1531, Alawal Noord 1732, Welkom 1830, Vryburg 1831, Kimberley 2033, Appington 2437, Prieska 2437, Springbok 2035, Karasburg 2336, Keetmanshoop 2437, Mariental 2336, Alexanderbaai 1520, Brandvlei 2336, Loederitsbaai 1931, Vredendal 1432, Kaapstad 1723, Sutherland 1729, George 1523, Jeffreys Bay 1729, Geberra 1831, Graafreinet 1633, Kapogelas 1423, De Aar 2134, Molteno 1328, Beaufort West 1934, Oos-London 15 en 29 grade Celsius in die middag. Die markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.14 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.20, die euro verhandel teen R19.87, die pond kos R22.56, 'n yen kos 11 sent, die prys van silwer is $50.73 Amerikaanse sent, platinum se prys is $1,580, palladium kos $1,438, die prys van goud per fyn ons is $4,120, Brent olie per vat is $64.06 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.